Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag 25 November, Koffiekuier 944. Vanoggend gesels ons weer so 'n bietjie verder oor Lukas 23, daardie gedeelte wat vertel vir ons van die Jesus se kruisiging, die verskillende mense, die verskillende rolspelers daar by die kruis op Golgotha, sy reaksie teenoor Jesus, die soldate sin geïmpliseerd, Pilatus se reaksie, die mense, die Jode, die skrifgeleerdes, Fariseërs se reaksie, die twee manne wat weerskante van Jesus gekruisig is, sy reaksie, en natuurlik ook sy disippels, waarvan ons nou nie noodwendig woorde lees nie, maar ons kan onsself indink, hoe moes hulle reageer het, ook op hierdie gebeure. En dan sal julle onthou, Vrydag het ek so 'n bietjie daaraan geraak en Sondag in die erediens het ons ook daarna gekyk om te sê, dat die ironie is, dat die Jode vir Jesus aankla daarvan dat hy homself aanstel, of aanmatig om te sê hy is die koning van die Jode. En dan wanneer Pilatus hom verhoor en wanneer hy dan nou tereggestel word, dan is die klagskrif op die kruis, daar die bordjie wat sê, hier hang die koning van die Jode, hy is die koning van die Jode. So daar is 'n stukkie, ek wil sê, goddelike ironie, wat hier na vore kom om te sê, julle sal nie so oor 'n koning dink, dat hy aan 'n kruishout, aan 'n vloekhout moet sterf nie, maar dit is juis waar hy sy koningskap bewys. Nie weer mag en krag en met oorlog en swaar en al daai goeders nie, maar in sy sagte, nederige diensbaarheid, in die gee van homself, lê die Here Jesus se kruis, en daarom ook sy koningskap, wat daarin bewys word. Nou, ek het Sondag by die Kuierkerk se erediens, het ek die metafoor gebruik, en baie ouens het dit dalk hierdie naweek gebruik, want dit is so deel van die leesrooster se suggesties ook, die metafoor gebruik van 'n glasbak, wat 'n mens vat, of 'n glaspot, wat jy ook al wil neem, en julle ken dit mos nou, as jy hom so 3/4 vol sand maak, en jy probeer dan klippe bo inpak, dan gaan jy op 'n punt kom, wat die klippe bo kan die glasbak uitgaan, maar dan is die wonderlike, en jy kan dit gaan probeer by jou huis, as jy dit nou nog nie gedoen het nie, wanneer jy eers die groot klippe in die sand, in die glasbak inpak, en jy gooi dan die sand op, dan filtreer daai sand so tussen die klippe in, en kry jy op die ou end alles in dieselfde bak in. Die beginsel daarvan, vriende, is baie eenvoudig, dat ons, wanneer ons dan Sondag, die Sondag van Christus, die koning gevier het, dan word ons eintlik gekonfronteer daarmee om te sê, wat is ons eerste prioriteit in die lewe? Wat is vir ons die belangrikste ding, wat in ons lewens moet geanker wees? En dit is dat ons die Here Jesus erken as ons koning. Al die ander goed waarmee ons besig is, in die kerk, in die gemeente, ons bedieninge, ons roeping, al die goed se uitleef, ons gewone lewens van maandag tot saterdag, alles moet eers inkom nadat ons die kern van ons glaspot lewe, wil ek amper sê, glaspot lewe, wanneer ons dit ingesit het. En dit is die anker, dat Jesus Christus ons koning is. By implikasie, God ons koning, nie die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat dan die ankerpunt in my lewe moet wees. En as dit die eerste ding is wat in my lewe plaasvind, en eerste prioriteit in my lewe is, dan kan jy met die ander goed bysit, want dan pas alles in jou lewe in. Maar as jy begin om al die goed wat op jou agenda is, al die goed wat vir jou belangrik is, eerste in te sit in jou lewe daarmee vol te maak, dan kan jy dalk op 'n punt ontdek, hier is nie plek vir Jesus in my lewe nie. En dis die waarheid wat Paus Pius die hoeveelste, toe hulle destyds die Sondag van Christus die koning ingestel het, wat hulle wou beklemtoon, om vir mense wat in moeilike omstandighede geleef het, wat al meer gesekulariseerd begin leef het, om hulle te help om op 'n punt te kom om te besef, as jy nie vashou aan die eerste dinge, naamlik dat Christus koning is nie, dan gaan jou lewe nie uitwerk soos wat dit moet wees nie. Nou, jy kuier nou al so vir amper 1000 keer saam met my in 'n koffiekuier. So ek glo dat daardie eerste klip, by wyse van spreuke, daardie belangrikste fundament in jou lewe gelê is, naamlik dat God koning is, dat die Here Jesus koning is van jou lewe. Maar maak altyd seker dat dit so bly. Vra altyd die Heilige Gees om jou te help om hierdie prioriteit, naamlik Christus is koning,
die eerste prioriteit in jou lewe te maak. Vriende, ja, wat kan ons nog daaroor sê? Dis die einde van die kerklike jaar. Ons vier dit, dat die Here met ons die afgelope jaar op pad was, dat hy met ons die pad geloop het, deur die oppe en die affe van die lewe. Maar ons hou vas in die anker. Jesus Christus is ons koning. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om U ons koning te kan noem nie. En ja, Vader, as ons nadink oor konings in ons tyd, in die tyd waarin ons leef, dan wonder ons baie keer, maar is daar nog 'n plek vir 'n koning in hierdie lewe, in 'n demokratiese wêreld waar mense hard werk vir hulle geld en moet oorleef in moeilike omstandighede? Kan ons die luukse bekostig van 'n koning wat eintlik in luuksheid lewe? Maar Here, ons weet dat U 'n ander soort koning is. Dat U die koning is wat nie net kom vra van ons om U te dien nie, maar wat eintlik vir ons sê, ek het in die eerste plek gekom om jou te dien. Ek het gekom met jou belang op my hart te dra. Ek het gekom om jou vry te maak van 'n lewe van slawerny, 'n lewe van sonde. En daarom nooi ek jou eintlik uit om by my beskerming te kom geniet. Dankie vir hierdie onbeskryflike voorreg wat ons het om U ons koning te kan noem. Help ons dan ook, o Heilige Gees, om daarin vas te hou met ons hele wese, om dit altyd die eerste prioriteit, die belangrikste ding in ons lewe te maak. En dat ons vanuit U verhouding met U dan ook sal lewe as koningskinders, manne en vroue, seuns en dogters wat behoort aan die lewende koning. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam, ons koning. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder. Ek gesels Vrydag weer met jou oor ons eerste adventstema. Ons gaan uit Jesaja 2, as ek reg onthou, lees, en kan jy glo, dis adventstyd van 2025. Geniet jou beker koffie, geniet jou Dinsdag en jou week, ons gesels dan Vrydag weer. Mooi loop.